Ons is besig met ons psalmreeks, elke oggend 'n psalm. Ek is Rinus van Sandwyk van Sion in Parys en vanmôre die beurt van Psalm 140 en die opskrif: Red my van bose mense. Ek lees vir jou vers 2, 3 en 4 vanmôre. Dawid skryf: Red my van bose mense, Here. Beskerm my van gewelddadiges wat in hulle harte boosheid beplan en die hele dag vyandskap aanhits. Hulle tonge is giftig soos 'n slang, hulle woorde vernietig soos adders. Sela. Daar is byna niks erger as om valslik beskuldig te word van 'n misdaad nie. Nie net is dit moeilik om jou onskuld te bewys nie, maar jou naam is aangetas. Vir baie mense in hierdie posisie word hul reputasie permanent geskaad. Dit is die soort situasie wat Dawid in die gesig gestaar het. Hy is gekonfronteer deur mense wat hulle slinksheid, intelligensie en sosiale verbintenis gebruik het om hom te probeer val. Hulle aanvalle teen hom het in die vorm van leuns gekom. Die addergif is op hulle lippe, skryf die psalms, soos bekwame jagters wat hulle strikke gelê het om hom te vang. Mense het nie veel verander sedert Dawid se dag nie. Hulle val steeds mekaar aan met kwaadwillige woorde. In hierdie era van sosiale media het verbale aanvalle algemeen en skadelik geword. Ons kan vandag vol vertroue wees dat elke boosheid wat ooit gepleeg is, of regverdig vergewe sal word as gevolg van Christus se offer, as die oortreder hom in berou en geloof tot God wend, of regverdig gestraf sal word. Niks ontgaan God se aandag nie. Vanmôre wil ek sê, U hoor altyd. Kom ons bid saam. Ewige God en Hemelse Vader, wat 'n voorreg vanmôre om uit U woord uit so versterk te kan word, dat selfs die mense wat teen ons opstaan en valslik dinge van ons sê, ons vanmôre kan sê, U hoor altyd. U weet, U sal sorg, U sal voorsien. U weet wat is die waarheid. En dis vir ons genoeg vanmôre om te weet, ons God weet. Here, bring 'n rustigheid en 'n vrede in ons harte. Ons wil hierdie week aan U opdra en toevertrou wat voor lê. Wees met ons, seën ons, sodat ons U kan verheerlik in alles wat ons doen. In Jesus naam. Amen.